ek dink daar is 'n ongelooflike aanval op gesinne en want soos dit is nou nie, jy weet, dit is nou nie pertinent so in die Bybel wat dit so staan soos ek dit nou gaan sê nie, maar ek dink een van die beste Maar my man het kla iemand anders of my vrou het al kla iemand. Dit sê nie jy kan nie beklei vir jou huwelik nie. in die Bybel een voorwaarde waarop jy toestemming het om te separate. Jy moet daai onvoorwaardelike Jesus liefde hê. As ons Mm. gaan kyk in die Bybel, Jesus het nooit iemand weggewys nie. Ek dink dit is een van die areas waar die vyand die meeste die grootste poging aanwend. Ek Mm. glo God wil hê ons moet beklei vir ons huwelik. Mm. Maar dit is die moeilikste battle wat jy nog in jou hele lewe sal beklei, want die Mm. vyand haat huwelike. Mm. Jy het 'n seun, die seun sien pa slaan vir ma, hy dink dit is reg. Hy Mm. gaan dieselfde met sy vrou doen. Ja, Hoe moet ek 'n goeie man wees? Hoe moet ek 'n goeie vrou wees? Hoe yes. beklei ek? Welkom terug. Dankie, is lekker om terug te wees. Ja, ek sien uit om bietjie te gesels oor die huwelik. Ek dink ons gaan maar net weer met die deur in die huis val. Ja, ek dink is baie nodig. Um ek het nou weer verlede week gehoor van een van my vriende, wel skoolvriende. Ek het hom eintlik jare laas gesien wat geskei het nou en ek dink dit soos ja, ek dink is so ja, ek dink is so maklik om net tou in te gooi. Right, en ek dink Ehm ja, ek ja, kom ons begin eerder. Kom ons begin. Kom ons begin eerder. Brenda, goeiemôre. Baie welkom terug op die show en soos ons beloof het vir die mense in die vorige episode wat ek en jy rekorde dat ons 'n sessie gaan doen oor huwelike spesifiek want jou groot deel van jou ministry is huwelike en berading en ek wil net vir julle sê, as ek nie heeltyd vir die kamera kyk nie, vra ek om verskoning. Ek weet dit is awkward, maar ek ons Zoom, so ek kyk vir Brenda. Maar ja, baie welkom en welkom aan julle ook. Brenda, so vertel ons bietjie meer van wat julle doen. Sorry, voor ons in dit ingaan, as julle 'n bietjie agtergrond op Brenda wil hê, kan julle asseblief die laaste episode gaan kyk. Waar sy bietjie meer van haar storie vertel en haar agtergrond en haar bediening en wat hulle doen. Maar ons praat vandag spesifiek oor huwelike. So, vertel ons wat doen julle Brenda in die area van huwelike en dan ja, net soos Okay. wat behels julle ministry? Hoe behartig julle dit en ja. Okay. Wel, ek dink ons het eers begin soos wat jou ministry gefokus was net op Ja. mans. Yes. Het ek eers net gefokus op die dames, Ja. maar toe het ek agtergekom hoeveel mans is daar wat ook vir hulle huwelike beklei. Dis nie net vrouens, mense almal is altyd geneig om te dink, dis die man wat rondloop, dis die man wat wil skei, maar dis tog ook die vrouens ook. So ons het begin, ek het 'n kursus geskryf spesifiek vir mense hoe om spiritual warfare vir hulle huwelike te doen, om die man en die vrou te leer dat ons beklei nie met ons huweliksmaat nie, ons moet beklei met dit agter die huweliks. Daai sal ons sê force wat daar is om jou huwelik te verwoes. So hoe identifiseer ons dit? Hoe beklei ons? Wat moet ons doen? Wat moet ons nie doen nie? En hoe maak ons God deel daarvan? Want ek sê altyd, hierdie is die moeilikste battle wat enige iemand ooit sal beklei. Ja, ek stem 100% saam. Ek dink daar is 'n ongelooflike aanval op gesinne en want soos dit is nou nie, jy weet, dit is nou nie pertinent so in die Bybel wat dit so staan soos ek dit nou gaan sê nie, maar ek dink een van die beste weerspieëlings van God se koninkryk is die gesin, is die huwelik, is die verhouding tussen man en vrou en dit is een van die eerste goed wat hy vir ons sê, jy weet, dit is soos obviously bewoon en bewerk die aarde, maar hy sê ook soos jy moet een word met jou vrou, man en vrou sal saamkom en hulle sal een word. En dis ook 'n baie belangrike ding wat ek dink mense moet besef is jy word een met jou vrou, dit en jou vrou word een met jou. En
Ek lag altyd so want as my vrou begin sleg voel, dan begin ek ook sleg voel. Nou ek sê nie dit gaan so diep nie, maar daar is tog daai koneksie. Right, op 'n geestelike vlak is daar daai koneksie en God sou dit nie gesê het as dit nie so is nie, right? Maar ek dink definitief net om terug te kom na die aanvalle toe. Ek dink dit is een van die areas waar die vyand die meeste, die grootste poging aanwend. En dit is nou al vir jare wat dit aan, jy weet dit wat dit kom. En ek meen as jy kyk na statistieke en goed, as jy kyk na soos in die 50s en in die 60s was byvoorbeeld die skei syfer was baie min. Ek kyk die ander dag actually 'n show wat my kinders kyk, The Goldbergs, en dis soos 'n sitcom en dit speel af in die 80s. En so iewers in een van die latere seisoene kry die seun nou 'n girlfriend en die girlfriend se ma is se ma en pa is geskei. En in die show is dit hierdie massive issue vir die gesin om te deel met hierdie ding dat die seun nou uitgaan met 'n meisie wat geskeide ouers het. En ek dink soos vandag is dit nie meer iets, dis net normaal. Right? Ons aanvaar dit net soos daar is gebroke huise en dit is amper asof dit oukei geraak het. En die realiteit is, ek praat nie neer op mense wat geskei is nie. Julle moet my asseblief verstaan. Ons besef daar is omstandighede en daar is selfs in die Bybel een voorwaarde waarop jy toestemming het om te separate, nê, om egskeiding te pleeg. Maar ek dink dit het net te maklik geword. Dis my opinie en ek dink ons, soos jy sê, ons fight nie die fight nie. Ons fight met mekaar, maar ons fight nie in die gees teenoor presies wat jy nou sê en wat Paulus gesê het. Ons oorlog is nie teen vlees en bloed nie. So, maar ja, in elk geval, sorry, ek gaan nou weer op 'n rant hier. Ek besef net hoe belangrik dit is, maar so doen julle dan berading of doen julle maar net soos ja, vertel my 'n bietjie meer van hoe julle te werk gaan om die goeters dan aan te spreek, of wat het gebeur van die kursus af wat jy gedoen het oor geestelike oorlogvoering, as ek nou die Afrikaans. Ek probeer om Afrikaans te praat want mense haal my altyd uit. Maar in elk geval, gaan jou weer. Okay, so eerstens wat ek vir mense probeer leer is hoe establish jy, skus nou praat ek ook Engels, maar hoe maak jy seker dat jy vir jou huwelik moet beklei? Ons moet, ek kyk nou die dag 'n video van hierdie vrou wat sê, ja, jy moet beklei vir jou huwelik en die Here gaan jou nie seën as jy nie beklei nie. Maar my vraag is, wat as daai 'n abusive huwelik is? Wat as daai persoon se lewe in gevaar is? Ek myself is geskei want ek was getroud met 'n narcissus wat verskriklik verbally en partykeer physically abusive was. En ek het gebid en ek het gestruggle en ek het gesê, Here, ek weet hierdie is nie wat U vir my wil hê nie. En juis omdat ek weet wat dit is om saam met so iemand te wees en hoe daai persoon jou afbreek, hoe jy bang is dat die volgende bekleierery word daar dalk 'n mes uitgeruk en jy word met 'n mes gesteek of wat ook al. So ons moet daai onderskeid maak. Ek glo God wil hê ons moet beklei vir ons huwelik. Maar ons moet ook sien dat daar is omstandighede soos geweld. Ek glo baie mense dan stuur vir my boodskap, sê vir my, maar my man het klaar iemand anders of my vrou het al klaar iemand anders. Dit sê nie jy kan nie beklei vir jou huwelik nie. Jy kan nog steeds. Ek dink die een ding wat God my geleer het is onvoorwaardelike liefde. As jy beklei vir jou huwelik, en ek sê dit vir baie mense, ek sê as jy nou my toe kom met, ja, maar hy doen dit en sy doen dat, en jy moet daai onvoorwaardelike Jesus liefde hê. As ons gaan kyk in die Bybel, Jesus het nooit iemand weggewys nie. Hy het hulle sondes erken, hy het hulle sondes raak gesien, maar hy het alles in liefde hanteer. So in ons kursus, ek vra vir die mense, het jy gebid, het jy vir die Here gevra, moet ek beklei vir my huwelik? Want soos ek sê, dis die moeilikste battle wat jy nog in jou hele lewe sal beklei, want die vyand haat huwelike. Die huwelik is deur God ingestel,
En as Satan die huwelike kan verwoes, onthou hy verwoes nie net die man en die vrou nie, maar ook almal wat aan jou verbind is, jou kinders. As jy in 'n abusive huis is waar pa vir ma slaan, jy het kinders daar, jy het 'n seun, die seun sien pa slaan vir ma, hy dink dis reg. Hy gaan dieselfde met sy vrou doen. Yep. As jy 'n meisiekind het wat in daai groot word, onbewustelik gaan sy gaan en sy gaan 'n man soek wat haar slaan, want Absoluut. dit is hoe sy liefde ervaar het. So ons moet mense leer hoe om reg te wees in die huwelik. Hoe moet ek 'n goeie man wees? Hoe moet ek 'n goeie vrou wees? Yes. Hoe beklei ek? Ek moet eers na myself kyk en myself met God regmaak en ek bid vir my huweliksmaat en ek vra die Here om sekere goed te breek, generational curses. Die sterk man oor jou huwelik. So dis 'n hele proses waardeur ons mense vat. Dis baie cool. Jy staat nou so baie opgekom terwyl jy gepraat het, maar iets wat ek die ander dag besef het is jy weet wat die Bybel sê vir ons, jy weet husbands love your wives as Christ loved the church, né? En dan soos obviously die teenkant is vrouens wees onderdanig aan jou mans. Nou daai onderdanigheid beteken nie jy is 'n mindere nie. Dit beteken nie jy is laer as hy nie. Dit beteken nie hy is jou baas nie. Dit beteken net hy is verantwoordelik. Dit is die ding, is soos as iets gebeur in die gesin en is geestelik, God kyk na die man. Hy kyk nie eers na die vrou nie. Hy kyk na die man en hy kyk selfs na Adam en Eva. Soos almal sê dit was Eva se skuld, right? En sy het die appel. Die slang het haar getemd en sy het die eerste byt gevat en toe gee sy vir haar man. Maar as jy kyk waar daar staan, dan sê dit en Adam was with her. En dit het ek het dit nooit raak gelees nie, maar Adam was daar. Adam het dit sien afspeel en hy het eers verstaan, is soos hy het nie sy autoriteit in Christus opgeneem in daai oomblik, in God opgeneem en gesê nee. God het vir ons gesê ons mag nie. So dis nie dat hy en God kom in die tuin in, nê, na hulle dit nou gedoen het en hulle kruip weg vir hom. Wie roep hy? Hy roep Adam. Hy roep nie vir Eva nie. En ek dink dis die ding is so dit is soos dis amper soos jy's die CEO van 'n company is okay, dis nou 'n slegte voorbeeld, maar net om dit in perspektief te sit is enigiets wat verkeerd gaan in daai maatskappy, dis die CEO se verantwoordelikheid. Ultimately is dit die CEO se verantwoordelikheid. Hy's die een wat voor die board moet gaan sit en vir hulle verduidelik dit is wat gebeur het. Verstaan, nie die junior manager of die senior manager of enigiemand anders wat die fout dalk gemaak het nie. Die CEO moet gaan rekenskap gee. En ek dink dit is hoe dit is met God. Is God kyk na die man. Hy is die verantwoordelike een. Dit maak hom nie belangriker of beter nie. Dis net hy is verantwoordelik. As God gaan straf of as daar iets gaan gebeur, dan kom dit op die man neer. En ek dink manne moet net daai rol ernstig opneem, maar vrouens moet dit ook verstaan. So wat ons soek is eintlik wat die skrif vir ons sê is, manne, ons moet liefde gee. Vrouens, julle moet respek gee. En julle moet respek gee vir die situasie, want ons kry respek meer as enigiets anders. As my kinders my disrespekteer, dan is daar's niks wat my kwaader maak as dit nie. Jy weet, meer woedend maak nie. As my vrou my disrespekteer, same thing. As ek nie vir haar liefde gee nie, dan sit dieselfde, daai gevoel wat ek kry as sy my disrespek, is die gevoel wat sy kry as ek nie vir haar liefde gee nie. Dalk op 'n ander mate, soos dalk meer in 'n hartseer mate. Jy weet, ons raak, daar kom 'n bietjie toren oor ons as ons nie respek kry nie, maar 'n vrou, dink ek, daar kom pyn oor haar. Right? Dis twee verskillende emosies, maar die vlakke van hierdie emosies is dieselfde. En wat ek net wil bylas is wat manne moet besef, julle moet hierdie besef. Die Bybel sê ons moet ons vrouens lief hê soos wat Christus die kerk lief gehad het. Wat het Christus gedoen vir die kerk? Hy het alles gedra. En hy het kruis toe gegaan. Hy het dood gegaan vir die kerk. So ons moet bereid wees om dood te gaan vir ons vrouens. Dis die mate van liefde wat ons vir hulle moet hê. Nou, slaag ek in al hierdie goed? By all means no, verstaan, ek doen nie. Maar ek streef daarna. Maar, so wat is
Het jy enige reaksie op dit? Sorry, laat ek eers vra wie wil reageer op dit. Ja, Uh, ek stem saam. Ek dink die mees belangrikste ding vir 'n man, is om sy vrou lief te hê. Ek dink daar's 2 of 3 plekke in die Bybel waar God actually vir die vrou sê om lief te wees vir 'n man. mm, Maar hy sê dit oor en oor vir die man, wees lief vir jou vrou. mm, Um die man moet die vrou lei in nederigheid. Hy moet haar mm, beskerm. Weet jy hoeveel vrouens sê vir my, maar my man beskerm my nie. Ons as vrouens wil veilig voel. mm, Ek wil in my man se arms kan wees en ek wil veilig voel. Ek wil weet as iemand iets teen my sê, gaan mm, my man vir my opstaan. En 'n man wil hê sy vrou moet hom respekteer, sy moet sy helper wees, sy mm, lewensmaat. Sy mm, moet onderwerp aan hom, nie blindelings nie, maar mm. om te kan sê jy is die man van die huis, ons maak saam hierdie besluit, maar op die ou einde van die dag moet jy besluit, want jy is die man en soos jy nou gesê het, die man is die een wat voor God kom en Mm. verantwoording gaan doen daarvoor. Yes, yes, exactly. En ek dink as meer mans dit besef, is soos dan gaan dit dalk al klaar begin beter gaan, want die ding is Ja. ek dink ons kom in 'n plek in ons nie in ons huwelik nie, ek praat nou van ons verhouding met Christus wat ons gemaklik raak. En dis amper soos 'n grace over responsibility en ek dink dit is 'n baie dangerous plek om te wees. Grace is belangrik by all means en God se genade is groot, maar God het Hmm. verwagtinge van sy kinders. Hy het verwagtinge van sy seuns en sy dogters. Nou die een ding wat jy moet besef is in die gees is jy en jou vrou eintlik boeties en sissies, right? Ons is kinders van God. We're brothers and sisters in Christ, né? Dis jou vrou op aarde in die fisiese, ja, by all means. Maar jy moet besef, dis God se dogter waarmee jy getroud is. En Ja, ek het 'n dogter en ek kan vir jou sê as haar boyfriend haar gaan seermaak, gaan ek nie gelukkig wees nie. Verstaan? En ek praat nie net van fisiese seer nie, ek praat van emosioneel whatever. As 'n man aan haar gaan skade bring, dan gaan dit my ongelooflik ontstel. Nou, dis dieselfde met God. Dis die rede hoekom hy die familie geskep het, is om vir ons 'n weerspieëling te gee van die verhouding tussen die drie eenigheid. Dis my oortuiging. Is soos Vader, Seun, Heilige Gees, right? En die liefde wat daar's so baie keer wat ek na my kinders kyk en daar iets gebeur, daar's soos 'n situasie en dan na die tyd dan sê God vir my, dis partykeer jy daai. Jy's partykeer jou seun en ek is partykeer jy in daai situasie wat jy vir my goed vra en ek sê vir jou nee en jy gooi 'n tantrum. Verstaan jy, dis net so, dis nou 'n simpel voorbeeld, maar God is ons Vader en ons moet dit besef. En hy gaan sy kinders oppas en hy gaan sy kinders Ja. dissiplineer en as jy sy dogter gaan sleg hanteer, dan gaan hy jou dissiplineer. En it's beautiful. Love it. Dis amazing om te dink ons het dis eintlik altyd ons fallback. Dis goed om daai wete te hê dat God is vir ons, maar dis ook daai fallback om te weet van selfs al faal my man en selfs al faal my vrou, God is altyd daar en hy sal my nooit faal nie. Maar wat is een van die wat is die algemene is al vir algemene goeders wat julle teekom in julle bediening rondom die goed wat sal ek sê die mees algemeenste is rondom skade aan die huwelik. Ek dink derde partye. Okay. Mense kry nie in hulle huwelik Mm. wat hulle nodig het nie en dan gaan hulle uit. Ek dink baie vrouens, veral as daar kinders is, die vrou se aandag word meer gefokus op die kind Ja. as wat dit op die man is. En die Bybel sê vir ons is God eerste, dan Mm. jou huweliksmaat, dan jou kinders. Mm. En ek dink baie mense mis daai en dan in die man se geval is dit baie keer die man, hy's obviously the provider. Hy moet meer werk. Hy spandeer langer ure by die huis en by die werk en dit veroorsaak ook probleme want daai closeness tussen Ja. man en vrou is nie daar nie. Ja. So daai is ek dink die ding wat die meeste vir my uitkom is die feit dat daar 'n derde party by betrokke is. So. Ja, so dis nie noodwendig 'n skelmpie nie. Dit kan net iemand anders wees wat meer aandag kry as wat jou huweliksmaat kry of wat jy kry. Ja, kyk,
Ja, mens kry jy weet obviously 'n seksuele verhouding, Mm. maar jy kan ook emosioneel cheat. Yes, Want ja. as jy sit in WhatsApp en geselsies het Mm. met iemand anders en daar vorm 'n geestelike band, 'n emosionele Mm. band, Mm. jy verneek dan jou huweliksmaat. Want die Mm. dinge wat jy met jou huweliksmaat moet gesels, gesels Mm. jy nou met iemand anders wat ook Mm. nie reg is. Yes. So, ja, dis 'n eye-opener, nee. Ek dink nou aan wat Jesus gesê het, jy weet wat hy gesê het van jy weet dit gaan nie net oor adultery nie, dit gaan oor as jy selfs vir 'n vrou kyk met lust, dan het jy klaar adultery in jou hart gepleeg en dit is eintlik nou wat jy sê daai geestelike band wat jy vorm of 'n begeerte na 'n vrou of 'n man en jy is in 'n Ja. huwelik of in 'n verhouding, is jy besig om eintlik te verneek en dit is wat Jesus vir ons gesê het. En ek dink baie keer van daai goeters het hy dit vir ons gesê as waarskuwing en gesê presies soos wat jy nou sê, moenie eers toelaat dat daai bande vorm nie. Want 'n band wat gevorm het is baie moeiliker om te breek as 'n band wat op pad is om te vorm, right? En ek sê altyd soos met enige verslawing eintlik maar is om dit stop te sit. Jy weet hierdie ding gaan 'n probleem raak. Dis die eintlik die reine waarheid. En mense ons indulge in daai ding al weet ons dit gaan ons seermaak later. En ek weet want ek was verslaaf aan menigte goeders. Maar ek het ek het besef ek moet op 'n punt kom soos lust byvoorbeeld. Jy weet daar's nie 'n man ek sukkel glad nie meer met dit nie en ek is so dankbaar dat die Here my verlos het. Dit is 100% hy gewees. Ek kon dit nie sonder hom doen nie. En ek wil dit vir julle nou sê, jy gaan dit nie alleen kan doen nie. Maar daar was jy weet dit was so simpel soos jy is op Instagram en jy sien 'n foto van 'n meisie in 'n bikini en jy gaan klik op haar profiel. Daar's die eerste fout. Die eerste fout is om op haar profiel te klik en te gaan kyk na die ander fotos. Verstaan, dit is soos daar het jy klaar sonde gepleeg. As jy haar sien, dis fyn. Ek meen jy kan nie weghardloop van dit nie. Jy gaan dit sien. Maar Mm. die fout is om te gaan klik. En dan daai deur lei na 'n ander deur en daai deur lei na 'n ander deur en vandag lewe ons in 'n tydperk wat daar 300,000 OnlyFans models is op Instagram. So dis so maklik om Mm. pornografie is so maklik om te access en verstaan jy dit is so maklik die vyand het dit so maklik gemaak vir mense om te sondig. En die temptasie is so groot en ek kan julle beloof daar is niks so vrymakend soos om nie te sukkel met las nie. Dit is soos ek begin trane in my oë kry want ek kan nie vir julle sê hoe belangrik hoe verlig ek is en dis nou al 'n paar jaar wat ek soos 100% wat ek die ander dag ek sit seker 'n week terug en dink soos Here soos ek sukkel glad nie meer daarmee nie en ek is so dankbaar want dit is die ding wat my die meeste gepla het. Verstaan, wanneer soos jy sê dis die klein sondetjies, dis die foxes in the vineyard eintlik waarvan Salomo gepraat het. Dis die klein goedjies wat die ander mense nie sien nie, wat jy in jou lewe doen agter toe deure of waar niemand jou kan sien en jy dink dit maak nie skade nie want niemand sien dit nie. Verstaan jy? So ja, sorry, Ja. ek het alweer op 'n rant gegaan. Nee. Maar ek moet vir jou sê, hierdie ding, Mm, mm, selfoon, sosiale media en kyk, sosiale media is wonderlik. mm, Sosiale media gee ons hierdie platform waar ons kan deel van ek en jy kan net hierso sit en gesels en jy ja, weet ander mense kan baat vind daarbey. Maar net soos vir daar goeie goed is op sosiale media, is daar ongelukkig ook die ander deel. ja, En dis hoekom soos jy nou gesê het, vroeër jare het mense nie so baie geskei nie. mm, Want hulle het nie toegang gehad tot hierdie goed nie. mm, Nou het jy hierdie toegang tot al hierdie platforms en dit maak dit so maklik mm, eintlik om te verval in so iets. Daai mm, temptations, soos jy sê, as jy daai probleem het met lust, daai temptations is 24/7 mm, in jou broeksak, ja, want jou foon is daar by jou. ja, So dit maak dit moeilik. ja, ja, dit doen. En
Ja, dis soos hulle sê, we live in the most connected world, with the most disconnected people, né? En Definitely. en ek dink dit is so belangrik. So hoe belangrik dink jy is daai kwaliteit tyd? Want ek dink soos ek het die ander dag 'n gas op my show gehad wat my so ge-challenge het veral in die huwelik. En dis 'n man wat met mans, hy is eintlik 'n konsultant, maar hy help baie soos on the side. So sy ministry is om mans te encourage om goed te wees vir hulle vrouens. So hy stuur net vir soos van sy pelle. Hy het dit nou al met my ook een of twee keer gedoen. Soos wanneer laas was jy op 'n date night? Jy weet seker goed, net soos hy stuur net so 'n ding en is Ja. net soos 'n reminder, yes, okay, ja, flip. Want dit is nou al 'n maand terug of wat ook al. En ek dink jy weet om sulke goedjies te skeduleer. Dit klink nou simpel, maar ek dink is Dis belangrik om belangrik. dit te skeduleer, soos Dinsdae aande is date night of Dinsdae oggende gaan drink ons koffie of Vrydag aande eet ons saam aan tafel of jy weet sulke goeters. So hoe belangrik dink jy is Mm. daai goeters? Ja, dis definitief baie belangrik. Ons moet onthou hoe ervaar 'n vrou liefde. Hmm. Ons as vrouens is baie emosioneel en as man moet die man ook omsien na die emosionele welstand van sy vrou. Ja, ons kan baie emotional raak en ons kan carried away raak. Maar dis een van daai dinge waar daai onvoorwaardelike liefde kom. En man sê altyd ja, maar ek wil nie blomme koop of chocolates of wat, jy weet. Maar even ietsie kleins om by die huis te kom en jou man het vir jou gunsteling sjokolade op jou kussing gelos. Dingetjies soos dit of hoorie my skat, ek kan sien jy het 'n rowwe dag gehad. Vandag ek het gesels oor die foon. Moenie worry oor die kos nie. Ek gaan vir ons 'n wegneem ete koop of kom ons sulke dingetjies is belangrik vir vrouens. 'n Vrou sal eerder wil iemand haar help met die kinders as wat jy weet altyd uitvat op 'n romantiese ete. Alhoewel dit ook nodig is. Dis nodig om daai alleentyd vir mekaar te hê. En die ander ding is, as jy in die aand in die bed klim, los jou selfoon in die sitkamer. Want jy praat nie. Jy lê op jou foon, hy of sy lê op haar foon en kommunikasie is afgesny. Ja. Jy het daai tyd, moenie eers 'n TV in jou kamer hê nie. Want dit is, en ek weet baie mense sê ja, maar jy's nou simpel maar dit vat weg van jou kommunikasie tyd af. Vir baie mense is dit die enigste tyd wat hulle kans kry om met mekaar te gesels. But that's just my opinion. Nee, ek dink jy's spot on. Ek dink soos as ek nou kan kyk na my vrou, ek dink soos een van die goed wat seker die belangrikste is vir haar in 'n huwelik of in ons huwelik en in 'n verhouding is kommunikasie. Jy weet soos om net soos te kan praat en te kan gesels oor whatever, jy weet, skoolgoed of whatever. Verstaan, dit is net om te weet want jy weet, soos partykeer as ek besig met werk, dan kom sy in my kantoor en dan sê ek soos ek kan nie nou praat nie en dan kan ek sien dit ontstel haar, right? En daar moet obviously gesonde boundaries wees en goeters in 'n huwelik, maar ek besef net hoe belangrik kommunikasie is vir haar. En ek is iemand wat sukkel met kommunikasie. Ek is iemand wat sukkel om te praat. Glo dit of nie julle wat sukkel om te praat oor wat hier in my aangaan. Right? Soos emotionally, oor geestelike goed, is ek soos outspoken. Ek kan oor God die hele tyd praat en oor die wonders van God en dis net vir my die awesomeste ding, maar dis nie noodwendig wat hier binne my aangaan nie, right? Dis ek sukkel om te deel as dit swaar gaan met my of as ek bietjie depressief is of deur 'n moeilike tyd gaan. Ek gaan net deur dit. Ek praat nie met haar daaroor en sê vir en ek dink dit is ook 'n ding wat ek eintlik my lang storie kort te maak is mans moet ook fokus daarop om breekbaar te wees, om vulnerable te wees. Voor hulle vrouens, jy hoef nie voor almal vulnerable te wees nie. Maar vir jou vrou is dit belangrik om te wys dat jy het nie alles, you don't have everything together. Maar Christus is die een wat jou aan mekaar hou.
Jy weet Christus Ja. is nog steeds die bron en ek dink dit is so belangrik vir vrouens om dit ook te sien. Maar wat sal mans, of wat wil vrouens graag sien van hulle mans, right? Want ek dink die ding is of wat ekskuus. Hier is nou iemand wat my heeltyd probeer bel hierso. Jy weet dit is nou ietsie wat ek dink belangrik is wat 'n vrou wil sien van 'n man. Maar as ek nou eerlik moet wees met jou, ek dink regtig soos die kern van 'n man wat 'n man wil hê, is net sy vrou. Dit klink nou stupid, nee, maar 'n man soek 'n cheerleader en ek praat nie van 'n cheerleader wat net heeltyd ek praat van 'n vrou wat hom man ondersteun. En Ja. en nie net ondersteun blindelings soos jy nou gesê het nie, maar ook te ondersteun met advies. En die Ja. Bybel sê the counsel of a woman is wise, nee, of a godly woman is wise. En ek dink soos daar's partykeer praat die Gees met jou oor jou besluite deur jou vrou. Wees oop om te luister. En vroue, jy weet, dis al julle ding van 'n man soek net. Hy soek ook iemand waarna toe hy kan gaan en dit is waar die breekbaarheid dalk vir hom gaan makliker raak, is dat as hy gaan oopmaak oor hierdie goeters, dan gaan sy nie dink hy's weak of hom judge of iets nie, net vir hom sê hy kom hier, kom ek whatever, verstaan, skop jou voete uit, lê of ek maak vir jou koffie of wat ook al dit is of ek maak vir jou 'n lekker meal of so ietsie. Jy weet simpel soos dit. Ek weet nie presies wat hulle moet doen nie, maar ek dink net soos om daar te wees vir jou man, right? Ja. Deur die goed en die sleg. Judge. Ja. Ja, jy moenie jou man laat voel asof hy judged is nie. Ja. So die man moet ook kan voel, jy weet ons as vrouens ons praat baie. Okay, ons hou aan 'n ding sê tot ons dink julle hoor ons. Okay, it's a flow of women. Okay, maar dit is hoe ons is, maar jou man moet gemaklik kan voel. Jy kan nie breek voor jou vrou as jy weet jou vrou gaan daai dinge teen jou hou nie. Dan gaan jy dit afhou. En die ander ding is, ons moet besef julle as mans is nooit geleer. Julle is geleer, mans huil nie. Mans wys nie emosie nie. Jy moet die sterk een wees. So ek dink dit vir baie mans is dit moeilik om by daai punt te kom wat jy regtig vir jou vrou daai emosie kan wys. En iets wat ons ook moet verstaan is 'n man is 'n fixer. Julle wil 'n probleem fix. Okay? As ek na jou toe kom met 'n probleem, dan gaan jy vir my sê Brenda, okay, kom ons doen dit en dit. Maar vrouens wil partykeer net kom en net met jou gesels. Hulle verwag nie met die probleem oplos. Mag net, jy moet luister, jy moet hulle 'n drukkie gee en sê ek verstaan. Want partykeer het hulle net daai klankbord nodig, net iemand wat sê, maar ek verstaan hoekom jy so opgetree het. Ek verstaan hoekom jy so voel. En as jou kommunikasie reg is en as jy jouself kan wees voor jou huweliksmaat, dan gaan dit soveel makliker wees. Daai judgmentheid moet by die deur uitgaan. Daai ek weet nie om dit in Afrikaans te sê nie, maar daai tit for tat. Jy het nou hierdie verkeerd jy weet. Ja. En dit gaan vir my terug na jou verhouding met die Here. As jou verhouding met hom reg is, gaan jou verhouding met jou huweliksmaat reg wees. Dit is so en ek dink dit is so belangrik wat jy sê, daai verhouding met Christus en die ding is hoe nader, ek het die ander dag het 'n cool ding gesien wat hy gesê het, the closer you come to Christ, the smaller you become, nee. En ek dink dit is soos dis een van daai goed van hoe nader jy aan hom beweeg, hoe meer begin jy sien die goed wat in jou lewe nie reg is nie en nie in lyn is met sy wil nie. En hoe nader ek aan hom gekom het, hoe meer het ek begin besef hoe ek my vrou op areas nie reg hanteer nie. En dan probeer ek om dit reg te maak en ek faal nog steeds, right? Ek wil vir niemand hierdie indruk gee dat ek hierdie perfekte Christen, perfekte man is nie. Ek is baie keer moet ek op my knieë gaan en vir die Here pleit vir vergifnis vir die goed wat ek doen en of nie doen nie. Jy weet versuim om te doen. En ek dink is net so belangrik om die Heilige Gees se inspraak in jou lewe te hê teenoor veral jou vrou, want ons is baie keer soos
yes, ek verstaan nie my vrou nie of ek verstaan nie my man nie, maar dis hoekom jy die Heilige Gees en die Bybel sê as jy vra vir wysheid, sal ek dit vir jou gee. Dit is die enigste belofte wat hy sê, as jy daarvoor vra, gaan ek dit vir jou gee. Dis nie van 'n yes, no or maybe nie, dis net 'n yes. Ek gee vir jou wysheid. So vra vir die Here. Here gee vir my wysheid hoe om my vrou reg te hanteer. Here gee vir my wysheid hoe om my man reg te hanteer. En dis soos jy nou nog sê, bid jy oor jou huwelik. Dit kom daarop neer. Nee, maar ek dink hierdie hele ding kan opgesom word in wat in die Bybel staan. Manne, wees lief vir jou vrou soos wat Christus lief was vir die kerk en vrouens onderdanig julleself aan julle mans. Dis okay. Dis die opsomming van die huwelik, right? En want dit is presies wat ons nou gesê het, 'n man wil hê en 'n vrou wil hê. Maar hoorie, as julle nou hierdie kursus met mense doen, en hulle wil graag meer weet oor hierdie kursus of met julle in kontak kom of hulle het enige berading nodig of probleme by die huis dalk. Soos hoe werk dit? Hoe kom hulle in die kontak met jou en hoe werk die kursus spesifiek? Okay, ja, enige iemand kan my WhatsApp uitreik op enige van die platforms wat ek het. Daar's YouTube, daar's TikTok, Instagram. Ek's nie baie op Facebook, daar's nie te veel sosiale media platforms. Dit is so. Maar jy kan my selfoonnommer waar ook al kry en gaan kyk en jy reik net uit. Ek het gewoonlik wat ons doen is dis 'n aanlyn kursusse wat ek op Teams of op Zoom doen. Ja. En dis gewoonlik 'n uur in die aand. So Okay. ons het 'n 5-dae kursus. Jy commit en dit gaan weer oor is jy bereid? Wat is jy bereid om in te sit? Yes. Okay? Jy doen dit vir 5 aande in die week. Ek gee 'n hele boeklet uit. Daar's spesifieke prayers wat mense kan bid, self-tests. Wat vir jou sê hoe hanteer ek myself in die huwelik en so aan. En dan soos ek sê, as jy berading wil hê, dan kan jy uitreik en ons sit 'n sessie op. En ek is fleksibel met my tye. So as mense in die aand na ure 'n mens probeer om ek dink 'n mens probeer dit so fleksibel moontlik vir almal te maak, want daar's soveel mense wat maar hulle kan net in die aand of jy weet ek kan net in die oggend. So ons probeer regtig om by almal uit te kom. Okay, dis cool. Ek like dit. Ek dink is belangrik en ek dink huwelike is definitief soos ons nou bevestig het in hierdie gesprek, iets wat meer gecherish moet word en omdat dit so aangevul word en ek wil net vir julle sê soos dalk in afsluiting net vir julle sê bid vir julle vrouens, bid vir julle huwelike, bid vir julle gesinne. Pleit die bloed van Jesus oor julle verbond, oor julle huishouding, oor julle kinders, oor julle vrouens. Bid vir hulle as hulle uitgaan om goed te gaan doen. Soos ek probeer om letterlik die hele tyd. Partykeer dan voel ek soos ek moet vir die Here sê, Here, ek weet jy het hierdie en ek weet jy vertrou dit, maar ek wil nog steeds bid vir dit, want ek bid vir elke liewe dingetjie. As ek uit my kar uitklim, dan bid ek, Here, beskerm asseblief my eiendom. Verstaan jy? Dis soos bid die heeltyd in gebed wees veral oor jou, die mense in jou lewe en jou gesin. Ja. So as dit enige raad is wat ek kan gee, die ander raad oor huwelike het ek self nodig, so ek gaan nie daarop raad gee nie. Jy kan met na Brenda, julle kan na Brenda uitreik en dalk as julle belangstel in 'n kursus of berading nodig het of dalk net wil bevestig of jy dalk die kursus moet doen of nie, kan jy met haar in kontak tree. Maar al wat ek vir julle wil sê is bid vir jou huweliksmaat, bid vir jou man, bid vir jou vrou, bid vir jou kinders. Bid selfs vir nou al vir hulle siele. Ek gaan party aande dan bid ek net oor my kinders terwyl hulle slaap en ek sit my hande op hulle en ek bid net oor hulle en partykeer doen ek dit met my vrou ook. Sy weet dit nie eers nie. As sy nou hierdie kyk, gaan sy dit sien. Maar ja, Brenda, is daar 'n finale gedagte wat jy vinnig wil deel voor ons totsiens sê? Wel, ek dink die Bybel sê vir ons, soek allereers die koninkryk van God en die res sal bygevoeg word. En soos ons gesê het in hierdie gesprek, as jou verhouding met die Here reg is, dan gaan jou verhouding met die mense om jou in jou huwelik reg wees. So maak die tyd vir die Here. Spandeer tyd met die Here. En ek sê altyd, ek hoef nie vir jou te sê wat sonde is in jou lewe nie, want die Heilige Gees oortuig jou. Ja. En die Heilige Gees gaan jou oortuig van hoe jy jou vrou of jou man moet behandel. So trek nader aan die Here. As jy 2 steppies nader aan die Here gee, dan gee hy 10 nader aan jou. Hy wil net sien jy wil nader wees aan hom. Amen. Ek love it.
Brenda, baie dankie man. Ons tyd is op. So as hy nou uitsny, wil ek net vir julle sê baie dankie dat julle ingeskakel het en ja, sien julle in die volgende een. Hoop julle het dit geniet.